wet verwag. Die vraag van môre is, en ons het verlede week vlugtig daarby stilgestaan, wat bedoel God met die gee van die derde wet, en ons wil dit koppel aan die vierde een, omdat hierdie twee 'n belangrike samestelling en 'n ooreenkoms het met mekaar. Wat bedoel God by hierdie wet? In essensie dink ek God bedoel, as ons kyk na die derde wet waar hy sê moenie die naam van die Here jou God uitelik gebruik nie, dan sê hy moenie die beginsel van godsdiens vat en iets ontwikkel wat julle dan as 'n wet maak, my naam daarin koppel en mense dwing om te doen wat die godsdiens sê nie. Die uiterlike gebruik van die naam van God gaan nie oor die feit dat sy naam nie gevloek mag word nie. Want die wet is baie duidelik as hy sê, jy mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie. En ons het gesien dat om sy naam uiterlik te gebruik is om aan sy naam te koppel aan dinge waarby hy nie gekoppel wil wees. Ons kan maar net dink aan die verskillende belydenisse en geskrifte in verskillende kerke, en elkeen maak daarop aanspraak dat dit is wat die Here sê belangrik is. Maar wat is eintlik belangrik? Dis die rede waarom soveel mense ongelukkig en teleurgesteld is in kerke. Juis omdat hulle so maklik hoor van die liefde van God, die woord van God, die genade van God, deur sy naam aan goed te koppel, wat nie sy liefde, sy woord en sy genade verantwoord nie. Dis maklik om hierdie naam van die Here te misbruik, om my griewe en my idees op jou af te dwing in die naam van die Here het gesê. Maar ook aan die ander kant is maklik ook om vir mense wat sê, jy hoor baie mense sê, ek gaan nie kerk toe nie, want hulle maak so en so en so en so in die naam van die Here. Dit bly my verantwoordelikheid, en die Here gaan nie eendag my hemel toe vat, omdat die kerk my te nagekom het, en ek 'n pad nie met die kerk geloop het. Dit bly my verantwoordelikheid, om seker te maak dat sy naam prominensie in my lewe het. Die Bybel sê baie duidelik, dat as ek my sondes bely, is hy getrou en regverdig om my sondes te vergewe, en nie my te toets en my te koppel oor wat die kerk sê, die Bybel sê. Ek wil jy moet mooi verstaan, dat ons in die dag waar ons lewe so maklik die opinies van mense koppel en fokus op en dit hoër waarde stel as wat die woord van die Here sê. Dis lekker as ek my sondes net kan bely en dit nie koppel aan die vergifnis van God nie, want so maklik kan ek maar doen wat ek wil. So maklik kan ek maar leef soos ek beleef en gou terughardloop, want sy naam sê mos, as ek my sondes bely, dan vergewe hy my sondes. Net om aan te gaan, omdat ek nie regtig met sonde wil breek nie. Daai mense, en ek wil, jy moet mooi luister wat ek sê, sluit ons gebede baie maklik af aan die einde en sê, vergewe genadiglik al ons sondes. Wat regtig nie waarde het nie, want ek
leef nie anders as ek om vergifnis vra vir my sondes nie. Die derde wet het ook 'n waarskuwing en ons het nie verlede week daarby uitgekom nie. Want hy sê, as jy sy naam uitelik gebruik, sal jy nie ongestraf bly nie. Jy sal iets van God mis. Indien jy volhard om God te misbruik om jou idees af te dwing, gaan jy iets van God in jou lewe mis. Want God werk nie met moets en moenies. Vir God is verhouding belangrik. Wanneer Jesus mense gesond gemaak het, het hy gewoonlik gesê dat die persoon wie hy gesond gemaak het, moet homself aan die priester gaan vertoon. Die rede is dat die skrifgeleerdes en die godsdienstige leiers moes die volk lei om die Messias te volg en te erken. Jy sien, wanneer jy na Jesus toe gaan en sy naam gebruik net om gesond te word en terug te gaan en vir jouself te lewe, het geen waarde nie. En daarom stuur Jesus hulle terug na die leiers toe en sê, gaan vertoon jouself, jy het die wet vervul. Die melaatse kan nou tussen die mense inloop, maar ek wil hê dat die leiers jou aan Jesus moet voorstel. Jy sien, ons kan maklik die naam van die Here gebruik om ons krisisse uit te sorteer. Maar dis juis hierdie krisisse wat my na die Here toe moet lei, dat ek 'n pad met hom begin loop. En hom nie gebruik as 'n spaarwiel in my lewe nie. Wat doen hierdie skrifgeleerdes met hierdie mense wat Jesus na hulle toe stuur? Hulle lei hulle nie, maar uiteindelik kom op die plek waar hulle saam vir die mense skree kruisig hom. Jy sien, die naam is gekoppel aan tydelike belewennisse, maar dit word nooit 'n verhoudingssaak nie. Jy verloor dus die geleentheid dat God werklik met jou kan praat, dat jy sy stem kan leer ken, en dat jy kan verstaan wanneer dit die stem van die bose is, of wanneer dit die stem van die Heilige Gees is. Daar's baie gelukkige mense, daar's baie suksesvolle mense, sonder 'n verhouding met God. En dis waarom hierdie wet so belangrik is. Die grondslag is, moenie godsdienstig wees nie, maar leer my ken, luister na my stem, eer dit, en gee vir my plek in jou lewe. Kom ons kyk aan na die 4de wet. Die 4de wet sê, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Hierdie 4de wet is die eerste van die 10 wette, wat 'n praktiese wet is. Iets wat ek en jy kan doen. Die eerste ene kan ek niks aan doen nie, dit moet 'n gesindheid wees waar hy my God is. Die tweede een is, dat ek hom nie in 'n boksie sit en hom verstaanbaar maak nie, maar ek kan niks doen nie. Die derde wet is, ek gee hom plek, en ek koppel sy naam aan sy ereplek in my lewe, maar ek doen fisies niks. Maar by hierdie 4de wet sê die Here, jy kan iets doen. So die eerste wet, waaroor ek nie skuldig hoef te voel, indien ek dit nie nakom nie. Anderster sal ek baie skuldig voel as ek die ander wette breek. Maar hierdie een is, gedenk die Sabbatdag, en niemand het 'n stel reëls oor wat dit eintlik en regtig beteken nie. Dis ook die wet wat min mense dink die bron van hulle probleem is. En ons lewe uitgeputte, moeisame lewens omdat ons hierdie beginsel mis. Vanuit God se perspektief
is hierdie wet meer waarde as om net nie moord te pleeg nie, te steel nie, te begeer nie en nie egbreek te pleeg. Wat belangrik is met hierdie wet, is dat hierdie wet meer woorde het as al die wette bymekaar gesit. Hoor wat sê hy? Vat 'n dag af. Hoor jy wat sê hy? Die 4de wet met al sy woorde. Gedenk die Sabbatdag dat dit heilig, 6 dae moet jy arbei, al jou werk doen, 7 dag Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen, jy of jou seun of jou dogter, jou diensknegt, jou diensmaagd, of hulle wat in jou poorte is nie. Hierdie mondvol woorde sê die Here eintlik, vat 'n dag af. En ek wil vanmôre wil hê, jy moet hierdie raak, dit is ook die enigste wet, wat in die Nuwe Testament nie herhaal word nie. Want toe die volk hierdie wet herhaal is in Deuteronomium 5, toe sê hy, onderhou die Sabbatdag, en jy moet daaraan dink dat jy 'n slaaf was, om hierdie rede, daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Wat sê hy? Moet ons dit nou wegsmyt? En vanmôre sê ek is nie 'n Jood nie, ek was nie 'n slaaf in Egipte nie, want dis wat dit eintlik moet beteken. As ons dit nou op die letter vat, ek is nie 'n Jood nie, ek was nie 'n slaaf in Egipte nie, so aan die ander woorde, hierdie wet kan ek nou cancel. Wat sê die Here eintlik as hy sê, vat 'n dag af? Want hy sê, gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig, jy moet 6 dae arbei, en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy, of jou seun of jou dogter of jou diensmaagd, of jou diensknegt, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poort is nie, want in 6 dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, en alles wat daarin is, en op die 7de dag gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Hy praat van 6 dae, en 'n 7de dag. Die woord Sabbat is 'n selfstandige naamwoord wat afkomstig is van 'n werkwoord wat sê jy moet rus. En is hartseer dat mense soveel in hierdie woord inbou en wil inlees, maar eintlik sê hy net jy moet rus. En dis belangrik dat jy rus. Onthou die agtergrond van die mense aan wie hierdie wet gegee is. Hierdie volk was die afgelope 400 jaar slawe, wat vir 24 uur van elke dag hulle Egiptiese meesters moes dien. Hulle het niks geken van rus en van hulle eie tyd. En nou kom die Here, hy sê vir hulle, die 4de ooreenkoms in ons verhouding is, jy moet rus. Verder leef hulle al vir 3 maande in die woestyn. En hulle sou sterf van die dors en van die hitte en van die honger, as hulle nie iets in die woestyn kan doen nie. Met ander woorde, daar was 'n innerlike drang om oorlewing, om dit wat die woestyn bied, elke dag te benut. Hy kan nie bekostig om 1 dag nie water te vat. Dan sou hy sterf. Ek wil hê jy moet verstaan waarom hierdie so belangrik is. Vir 2 miljoen mense, dis ongeveer die aantal mense wat uit Egipte uit getrek het hierdie ongelooflike behoefte gehad op pad na 'n land toe wat oorloop van melk en honing, en in hierdie woestyn moes hulle elke dag werk.
En nou word vir hulle gesê, neem 1 dag om te rus. En vir die Jode, vir hierdie mense, sou dit ongelooflik onprakties wees. Here, as ek vandag nie water soek nie, gaan ek sterf. En u sê, rus. Wat hierdie wet meer prakties en verstaanbaar maak, is die volk se ondervinding so 'n paar hoofstukke terug in Eksodus hoofstuk 16. Hulle begin honger ly en hulle begin kla en hulle wil terug aan Egipte toe. En die Here sê vir Moses, ek gaan vir hulle brood en vleis gee. En elke oggend, as die son opkom, lê daar 'n dou laag van iets op die grond. En die Here sê vir Moses, hulle moet dit optel, dis brood. Daar in die aand kom daar 'n laar kwartels wat oor die laar vlieg. En hulle vang die kwartels en dit word hulle vleis. En dag 1 gaan dit goed, 2, 3, 4, 5, 6 gaan dit goed. Dag 6 sê die Here vir Moses, julle moet 'n dubbel porsie vat, want môre is daar nie brood en vleis nie. Sommige luister, sommige sê, ons sal die volgende dag maar weer manna en kwartels optel. Volgende dag kom, 7de dag, daar's niks. Jy sien, wat wil die Here met hierdie wet vir ons vestig? Ek gee vir jou 7 dae, wat jy moet alles doen in 6 dae, en jy moet my vertrou vir 1 dag. Dis dieselfde met ons gee vir die Here. Dis dieselfde beginsel van my offergawe en my 10de. Die Here gee vir my 10 stukke inkomste. Hy sê jy moet met alles klaarkom, maar net met 9. Jy moet 1 vir my gee en my vertrou vir 10. Ek gee vir jou 6 dae se manna en kwartels. Jy moet 6 dae insamel en genoeg vir 7 dae en my vertrou vir 1. Jy sien wat sê die Here? Dit wat jy het ek vir jou gegee. En dit wat jy nie het nie, sal ek vir jou voorsien. Op my tyd. In my skedule. Met my tydlyn. So vat 'n dag af. Ek is in beheer. En dis die wonderlikste van om in hierdie vertrouenspad met die Here te loop. Wat interessant is dat hierdie gebeurtenis van die manna en die kwartels elke dag plaasgevind het. En dit het vir 40 jaar aangaan. Totdat die volk in die nuwe land ingeneem het. Toe stop die manna en die kwartels. Elke dag vir 40 jaar moes die volk leer dat ek gee jou 6 en jy vertrou my vir 1. En vir 40 jaar was elke dag die herinnering. Onthou, daar was geen voorgeskrewe wette ten opsigte van die Sabbat of van die feesdae in Eksodus 16.
Eers 'n klomp dae later, toe die volk by Sinai kom, toe sê die Here vir hulle, jy moet hierdie dag gedenk, en hierdie dag moet jy gedenk, want dis jou verlossing in Egipte. En jou verlossing is gefokus op die feit, dat ek vir jou verantwoordelikheid gevat het. Dat jy my kan vertrou. Hierdie is die eerste keer, dat daar teruggewys word na die skepping. Om te sê dat God het al hierdie goed gemaak, net soos julle, kyk nou die mooi van dit. Hy het al hierdie goed gemaak, hy gebruik 6 dae, maar hy gee vir julle 7 dae sy heerlikheid. En julle kan een dag vat, en in my oorvloed rus. God gee vir Moses die opdrag, dat hulle elke dag net genoeg moet insamel vir die dag, in Eksodus 16. Nie meer nie, nie moet uithou vir môre nie, nie 'n agterdeur oop hê, van dat die Here dalk miskien gaan nie gee nie, maar elke dag genoeg moet hê. En as die Here op die 6de dag dubbel gee, dan is dit 'n spesifieke plan en 'n doel wat hy het, en ons moet daarby inskakel. Wat God gedoen het, was om die volk op te voed, dat hulle hom vir hulle daaglikse behoeftes moet vertrou, want hy voorsien. Hy gee die volk 'n weeklikse herinnering aan hulle vertroue op hom. Vertrou my weekliks vir julle voorsiening. God se manier van werk is, ek sal vir julle 7 dae sorg, maar ek doen dit in 6. En daarom as daar niks is die 7de dag nie, vertrou my, want ek het voorsien, en ek is in beheer. En ek gaan nie begin leer die Here hulle. Ek wil hê julle moet onthou dat ek die oorsprong en die bron van julle voorsiening is. As julle enig in die land kom, moet julle nie vergeet waar alles begin het nie. En dieselfde gebeur met ons vandag. Die Here leer ons op hierdie tyd, wanneer ons elke dag hom moet vertrou, dat hy ons voorsiening is. En die dag wanneer dit met jou goed gaan, dat jy nie groot kop kry nie. Maar dat jy sal verstaan, dat ek is hier vandag, omdat hy voorsien het. Omdat hy die bron van my inkomste is. Hy is die skepper van my werk. Hy is die begin van ons gesin. Hy is die begin van my gesondheid. Hy is die begin van alles. Ek het niks uit myself nie. As jy eendag suksesvol is, sê hierdie wet, onthou van waar jy gekom het. En omdat ek vir julle sorg, gaan ek een dag vir julle skedule uitkou om 'n dag van herinnering in te bou. Dat julle weekliks kan onthou ek voorsien en julle kan my vertrou. Hierdie dag is eenkant gesit, sodat julle kan onthou dat ten spyte van jou sukses, van jou oorvloed, dit nie jy is nie, maar dat God in my behoeftes voorsien, dis die rede vir die 4de gebod. Ek en jy moet besef, dat die Here net soos met die volk, hierdie manier van leefwyse, jou leefwyse wil maak. Jy moet nooit op 'n plek kom waar jy sê, ek het die Here se voorsiening nie nodig. Onthou julle die ryk dwaas in Lukas 16? Hy het 'n goeie oes gehad. En hy sê vir homself, myself, ek sal my skure bou, en ek sal my skure volmaak, en ek sal vir myself sê, sit terug en rus, want jy het genoeg vir 'n leeftyd. Onthou julle wat die Here gesê het, hy sê jou dwaas, in hierdie nag gaan ek jou siel van jou afeis, en wie sin sal dit wees? Moet nooit op 'n plek kom dat jy dink,
dat jy God nie meer nodig het. Jy sien, wanneer ons na hierdie wette kyk, vanuit hoe God daaroor dink, dan besef ons, dis nie net 'n ding van, ek gaan Sondag kerk toe nie. Of ek eer die Here vir sy naam, of ek het net een God, en ek druk hom nie in kompartemente in nie, en ek pleeg nie moord nie, en ek steel nie, en ek pleeg nie egbreek nie, en ek lieg nie, en ek begeer nie. Dis nie net dit nie. Dit is 'n daaglikse veranderde leefwyse. Dat elke oomblik wanneer ek iets het, ek vir hom sê, dis u voorsiening. En as ek dit nie het nie, vir hom sê, Here, ek wag op u voorsiening. En dat ek myself nie op die plek kry waar ek sê, maar ek kan nie bekostig om nie 'n rusdag te hê. Verstaan waarom hierdie onderhouding van die Sabbat die 7de dag vir die Jode as herinnering was van hulle uittog uit Egipte uit. Want God begin en deur te sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy het niks gedoen nie. Jy staan hier, omdat ek jou hier gebring het. Vir die Nuwe Testamentiese kerk is een dag van rus ook noodsaaklik. Nie noodwendig die 7de dag of die weeklikse Sabbat nie. Die wet word in vers 10 uitgebrei, dat die volk nie net as Jode nie mag werk nie, maar ook die slawe wat vir hulle werk, in hierdie verhouding moet intrek. Want julle moet die wêreld leer om anders te wees. Hoekom is dit belangrik? Want hy sê, jy moet die Sabbat gedenk, jy of jou seun, of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling, wat in jou poorte is. Jy sien weer, dis nie soos die 3de wet, jy moet keer dat God se naam nie gevloek mag word. Dus jy moet so leef, dat ander mense sien, jy's anders. Ek moet vir die wêreld wys, dat as ek aan hom getrou is, deur een dag te neem en te rus, liggaamlik te rus, ek in die 6 dae wat ek werk, my kant bring, sodat ek wil hulle maar sommer sê, moenie die 6 dae louf en wraak, jy moet nog 7 dae afvat ook. Dis juist die saak, ek moet vir die wêreld wys, dat ek in 6 dae my alles gee, sodat ek kan rus, en my vertroue op hom vir die 7de. Wat God wou hê, is dat die volk moes weet, dat om 7 dae te werk, en jy dink dat jy gaan wen, jy eintlik teen die manier van werk van God is. Jy hoor baie keer mense sê, en ek dink amper ek het dit vorentoe geskrywe, maar terwyl ek onthou gaan ek dit hier noem. Jy hoor mense sê, as jy met hulle praat, en dan sê hulle, maar ek kan nie bekostig om 'n dag af te vat nie. Want as ek 'n dag rus, is die ouens wat werk, my 1 dag voor. Ek kan nie bekostig om my besigheid toe te maak vir 1 dag. Want as ek 1 dag toemaak, is die ander ouens wat werk vir my voor. Maar eintlik is ek besig om teen die beginsel, teen die plan van God te werk, vir sy manier van voorsiening, en ook vir my eie liggaamlike sorg. Vers 11 beklemtoon waarom hierdie wet noodsaaklik is. Hy sê, want. Jy sien, vers 11 sê, ek gee nie 'n klomp wette vir jou nie, sê die Here, en ek het dieselfde gedoen. Want in 6 dae
het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here hierdie rusdag geseën en geheilig. Doen soos ek doen. God moes nie gerus het omdat hy moeg was nie. Maar God het teruggestaan en hom verlustig en die skepping waardeer, as ou nou in ons taal kan praat. En die Here wil hê ek en jy moet dieselfde doen. Hy beklemtoon dat hy alles gemaak het vir 'n rede. In 6 dae, sodat jy hom kan vertrou vir jou voorsiening. Die volk moes besef dat alles wat hulle het, deur hom gemaak is. Die werk wat hy het, is deur God voorsien. Die sukses wat hulle beleef, is wat God moontlik gemaak het. Alles is daar omdat hy dit het en gemaak het en die rede maak vir die gehoorsaamheid van hierdie wet. Die volk moes besef dat werk, sukses, weelde, alles belangrik is. Maar dat daar iets is wat noodsaaklik is. Vertrou God. Gee hom die erkenning wat hy gedoen het en gee aan hom alleen die eer vir my sukses. Die essensie van hierdie gebod is dus werk vir 6 dae en ek voorsien die 7de. God skep dus die struktuur waar die mens voel dat hy verloor deur eendag te rus, maar op hom vertrou sodat hy eintlik wen wanneer God in beheer is oor jou 6-dag werksweek en jy die 7de dag of 'n rusdag kan terugsit om jou te verlustig in die Here. Hoor wat sê die Here? Ek sal met 6 dae van jou inspanning sorg dat jy 7 dae se sukses kan behaal. Ek sal sorg. Dis my verantwoordelikheid. Ek dink dis die rede waarom die mense vandag so moeg en uitgemergel en mismoedig is. Omdat hulle dink God kan nie in hulle behoeftes voorsien en daarom moet ek inspann en selfs my rusdag inboet om net by te kan bly nie. As ek eendag stop, gaan ek eendag agter wees. Ons lewe eintlik soos Christen ateïste, asof God nie bestaan nie. Asof hy nie weet wat my behoefte is. Dink jy hy weet nie dat jy moet 7 dae werk? Dink jy vir een oomblik, en ek wil jy moet nou mooi hoor en mooi dink, dink jy vir een oomblik die Here is nie bewus van jou omstandighede? Dink jy vir een oomblik hy is agter? Of hy het agter geraak met die ekonomie en die vordering van ons gevorderde leefwyse, dat hy nie verstaan dat ek moet 7 dae werk om te voorsien. Maar hy sê, kies 'n rusdag en maak hierdie dag 'n herinneringsdag van die feit dat hy voorsien en betrokke wil wees in jou rusdag en in jou herinnering. Ek onthou toe ek gestudeer het, dan jy so vasgevang word in die druk van die program, dat jy voel jy kan nie 10 minute rus nie, want dan jy 10 minute gemors van jou lewe. En as jy net 'n breek vat, dan kom jy agter dat jy in daai 50 minute of 45 minute wat jy geleer het, jy meer doen, omdat jy gerus het, af wat jy so gedoen het as jy 'n uur gewerk het. En dis presies jou liggaam het die rus nodig.
My gesindheid moet wees, Here, ek het my kant gebring vir 6 dae. Dis nou u verantwoordelikheid om vir die 7de dag produk op te lewer. Onthou dat dit God se verantwoordelikheid is. God gee aan hierdie wet aan gewone mense. Mense wat nog nie eers die land besit het nie. En die Here begin om vir hulle te sê, vertrou my vir my manier van dinge doen. Wat sê die 4de gebod? Vat 'n dag af. Vat 'n dag af beteken nie ek rus nie. Vat 'n dag af beteken ek vertrou God. Terwyl ek rus, dat hy die voorsiener van alles is. Dis die rede vir die 4de gebod. Vertroue is vir my meer belangriker as net die wette te doen. Want vertroue praat van verhouding. En my gebed vanmôre is dat wanneer jy jouself op 'n plek bring waar jy nader aan die Here wil kom, maak seker dat jy tyd maak vir die Here. Maak seker dat jy tyd in jou dag insit, al moet jy elke dag werk. Maak seker dat jy tyd maak elke dag om hom erkenning te gee dat hy voorsien. Moenie die dag verby laat gaan en jy nie 'n kans vat waar jy vir hom sê, Here, ek erken u vir u voorsiening. En vanuit hierdie erkenning van u voorsiening leef ek met hierdie verwagting dat u ook hierdie krisis en hierdie uitdaging in my lewe sal hanteer. Gee vir hom jou tyd. Gee vir hom jou aandag. Gee vir hom jou verstand. Dat hy vir jou kan leer. Dat om hom te vertrou die beste keuse binne die verhouding is wat jy kan maak. Die Here help vir ons. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u wonderlike en eerbare woord. Dankie dat hierdie 4de gebod ons wil leer dat ons u sal vertrou vir ons tydelike uitkomste. Vir ons tydelike menswees. Vir ons dag vir dag bestaan. En Here, dat die dag ons nooit so sal oorweldig, dat ons nie tyd sal maak om u te eer en die erkenning te gee dat ons u vertrou. Ons wil kom bely vanmôre, dat ons so maklik paniekerig raak, dat ons so maklik meegesleer word met die druk van die wêreld om ons vertroue op ons vermoëns te plaas. En nie te erken dat ons bron, ons oorwinning, ons voorsiening is eintlik by u nie. Kom bid vanmôre, Here, dat u vir ons sal rustige mense maak. Dat u vir ons mense sal maak wat leer vanuit u voorsiening van gister, vanuit die beloftes van môre, dat ons vandag u kan vertrou. Dat ek vandag kan terugsit en rus in u vermoë. En dat u nooit as te nimmer ons sal teleurstel. Ons eer u vanmôre vir u woord. Ons aanbid u in Jesus se naam.